Goeiedag almal, ek glo teen hierdie tyd het u besef dat die noodsaaklikheid, die uiterste dringendheid vir ons om die Heilige Gees in ons lewens te hê en om dit aan te wakker elke dag is absoluut noodsaaklik. Want Jesus het aan ons deur sy Heilige Gees die volmag gegee. Markus 13 vers 34. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het en vir elkeen sy werk en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Hierdie woordjie volmag in hierdie vers is exousia in Grieks en dit beskryf gedelegeerde gesag en mag of gedelegeerde invloed wat ons moet uitoefen. Jy weet die Here weet dat ons hierdie gedelegeerde mag en gesag en krag en invloed bitter nodig het. Want hy sê vir ons in Efesiërs 6 vers 12, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou hierdie is 'n geweldige oormag wat teen ons opgestel word deur Satan self. En daarom het die Here ons toegerus met krag om al hierdie dinge teen te staan en ook om dit te oorwin. Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag en mag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die wêreld. Kan jy sien, ons ontvang hierdie Gees en hierdie krag, juis om lig in die duisternis om ons is, waar ons ook al beweeg. En dit is slegs hierdie krag en mag van die Heilige Gees in ons wat die magte van duisternis kan weerstaan. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God. Dit is slegs die Heilige Gees in ons wat die volgende beloftes van die Here 'n werklikheid maak in ons lewens. 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Romeine 16 vers 20, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Jy weet die waarheid is, indien ons nie hierdie Heilige Gees krag, hierdie Heilige Gees mag en autoriteit in ons lewens met gebed en woordstudie aanwakker nie, dan sal Satan sy mag en sy autoriteit in ons lewens laat seëvier. Galasiërs 5 vers 16 tot 17, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dan die vraag, onder wie se beheer en autoriteit tree jy elke dag op? Handelinge 1 vers 8. Julle sal mag en krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Here, dankie vir die Heilige Gees in ons lewens. Amen.